Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7 en dit is dan ook vanaand die 19de November. Ek hoop dat dit met almal goed gaan en dat julle 'n heerlike week het sover. Nou ons kyk so 'n bietjie na verskillende Bybelkarakters en vanaand kyk ons bietjie na Jeremia. Jeremia ook 'n baie interessante profeet. Nou voordat ons net so 'n bietjie kyk na Jeremia, kom ons bid net saam. Here, dankie vir u lig en u waarheid en dat ons ook met u woord kan besig wees. Dankie vir geleenthede soos vanaand, dat ons saam kan dink. Dankie Here dat u ook gewone mense soos Jeremia gebruik het en dat ons ook deur hom en deur die feit dat u dit laat opteken het in u woord, nader aan u mag groei. En daarom bid ons nou Here vir die werking van u Gees, dat hy ook ons harte mag verlig. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan 'n gedeelte lees, ons begin by Jeremia 1, so 'n bietjie die agtergrond ook, is die woorde van Jeremia. Hy was 'n seun van Gilkia en 'n priester uit Anatot in Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, seun van Amon. Dit was in die 13de regeringsjaar van Josia. Daarna het die woorde van die Here tot Jeremia gekom tydens die regering van koning Jojakim van Juda, seun van Josia, en telkens tot die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, seun van Josia. In die 5de maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag, Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Nou goed, so met ander woorde wat hierdie gedeelte vir ons sê, is dat Jeremia geïdentifiseer word as die seun van Hilkia. Hy is uit 'n priesterlike dorpie met die naam van Anatot, en dit Anatot is geleë in die stamgebied van Benjamin, so bes moontlik was Jeremia dan 'n Benjaminiet. En sy bediening begin in die laat jare van koning Josia, en dan gaan dit deur na die regering van koning Jojakim en Sedekia, tot na die val van Jerusalem, wat gebeur het in 586 voor Christus. En dan sluit dit ook die eerste gedeelte van die ballingskap in. Nee, as mens nou Jeremia 1 lees, ook later Jeremia 25 en Jeremia 52, dan sien mens Jeremia self was ook in ballingskap, hy moes saamgaan. En saam met die boek Jeremia word ander boek is dan ook deur hom geskryf, en dit is die boek Klaagliedere. Ons gaan net so 'n bietjie daaruit lees, maar Klaagliedere skryf Jeremia dan tydens die verwoesting of die beleg van Jerusalem. Nou, Jerusalem word omring, die stad word eintlik afgesny van die buitewêreld, wat allerlei ellendes na vore bring, en hy wat Jeremia is, ervaar dit ook in sy eie liggaam, en dan skryf hy klaagliedere, en die woord klaagliedere is dan ook typies, dis 'n boek waar Jeremia self ook regtig opreg worstel met die Here oor 'n klomp sake. En dis vir ons belangrik om van kennis te neem, nee, want Jeremia en dan die boek Klaagliedere staan saam as 'n diep getuienis oor die Here se oordeel aan die een kant, maar ook sy barmhartigheid. Nou, die boek Jeremia, is Jeremia dan besig om met die volk te praat, om ook die woorde van die Here, soos wat ons gelees het, aan hulle oor te dra. En die boek Klaagliedere is dan iets van sy eie ervaring van wat gebeur in Jerusalem. So dit reflekteer iets van Jeremia se rou van 'n volk wat hulle teologiese sekerheid verloor het. En daarom is daar ook iets, verstaan ons ook iets van die hoopvolheid waarby Jeremia dan ook uitkom. Dat hy is 'n man wat self die oordeele van die Here aangekondig het vir die volk, dan word dit voltrek, hy self ervaar dit dan ook, al is hy self nie verantwoordelik vir die val van Jerusalem nie, ervaar hy dit ook aan sy eie liggaam, maar die mooie, dat hy in die boek Klaagliedere dan nog steeds aan die Here vasgryp. So Jeremia het met ander woorde iets van hierdie, kom ons noem dit dualiteit, nee, hy self spreek 'n harde oordeel uit oor die afvalligheid en die ongeregtigheid van die volk, maar terselfdertyd kry ons ook in die boek Jeremia
hierdie pragtige belofte van 'n nuwe verbond, 'n belofte dat die Here se wet nie meer op tablette en rituele sal berus nie, maar op ons harte geskryf sal word, Jeremia 31. En hierdie fokus op hierdie iets van die innerlike transformasie, innerlike verandering wat die Here gaan bewerkstellig, lei dan natuurlik direk van ons die pad aan na Christus toe, want die nuwe verbond vind in Jesus gestalte, want in Jesus word die eenmalige, noem dit kosmiese hervorming as jy wil, van harte en van verhoudings, word 'n werklikheid. Dis in Christus wat ons in daai nuwe verbond is, wat die nuwe verbond vir ons gemoonlik gemaak word. So die boek Jeremia, oordeel, maar ook hoop, 'n nuwe begin, en dan klaagliedere wat geskryf word in voltrekking van die oordeel wat Jeremia dan self ervaar, maar ook in die boek klaagliedere, hierdie ligstrale wat so elke nou en dan uitskyn. Lees saam met my net, dit klaagliedere 3. Nou klaagliedere 3 begin Jeremia, en hy begin in klaagliedere 3 om net te beskryf dat hy is die man wat ellende belewe het. En dan skryf hy die hele hoofstuk eintlik iets van 'n aanklag tot die Here. Hy sê die Here het hom in die donker ingejaag. Hy sê die Here bind hom vas met kettinge. Hy sê die Here gee vir hom geen uitkomplek nie. Hy sê die Here maak hom soos iemand wat dood is. En die hele tyd die Here, as die Here wat al hierdie vreeslike dinge met hom doen. Hy's regtig ontstel oor wat hy moet ervaar. Maar dan skryf hy in klaagliedere 3: Ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my in die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Hy stoot my gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lankal dood is. En dis op daai trant wat Jeremia eintlik heeltemal aangaan in die hele hoofstuk. Maar dan kom hy by hierdie pragtige gedeelte bietjie verder, dan sê hy: Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Hoor net iets van daai opregtheid. Jeremia, profeet van die Here, sê hy het gedink hy kan nie meer op die Here hoop nie. Dit is nou klaar. Hy sê die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap. Hy is binne tussen sy eie mense, maar hy voel as 'n vreemdeling. Hy sê nie die gedagte daarin is gal en gif vir my. Gal en gif is sleg, is bitter, is sleg vir jou. Hy sê dis hoe as hy net aan sy situasie dink, dan dit wat hy ervaar. As ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Het jy dit al ervaar dat jy in 'n tyd of 'n situasie in jou lewe is waar as jy moet dink aan die swaar kry of iets wat jy ervaar, dan draai jou gedagtes net vas, nee, jy kry nie sin gemaak daarvan nie. En maar dan sê Jeremia: Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Hy sê vir homself, hy herinner homself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. So hy raas eintlik so bietjie met homself, nie waar nie. So hierdie leiding van Jeremia leer ons dan wanneer ons deurtrek na Christus toe, nou dis alles dinge wat Jeremia ervaar het, maar Christus nog soveel meer. Ons kry daai parallel, nee, Jeremia ervaar hierdie verwerping van sy eie mense, is presies wat die Here Jesus gedoen het. Jeremia ervaar die pyn en die alleen wees, hy word verstoot deur dieselfde samelewing wat hy eintlik probeer red het, dis hoekom hy vir hulle gepreek het, as hy probeer waarsku. En is presies wat Christus kom doen. Hy ervaar ook hierdie verwerping, nie net as bloot as mens nie, maar sy hele doel waarvoor hy gekom het, om ons te red, dit word ontken. Maar meer as dit, waar Jeremia kon sê dat hy ervaar die Here se ontferming, dit het Jesus nie geken nie. Wanneer hy aan die kruis hang, sonde belaai met my en jou skulde, dan word hy verlaat deur die Vader. My God, waarom het U my verlaat? En dis 'n retoriese uitroep. Nee, hy weet hoekom die Vader hom verlaat, maar dis net vir hom so swaar en so moeilik. En wat sleg is dis nie as gevolg van iets wat hy gedoen het nie. Dis as gevolg van ons sondes wat op hom gelaai word. Jeremia spreek ook die valse geruststellings of die valse sekerhede van die volk aan. Jeremia praat ook met die volk oor hulle alliansies op ander magte en hulle selfsug en hulle
hulle vertrou op hulle kultuspraktyke, maar dat hulle sonder bekering voortleef. En daarom wat Jesus ook kom en die leierskap en die volk oproep om te sê, maar bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus kom bring nie 'n nuwe stel reëls, 'n nuwe klomp offerandes en goeders wat, hy kom stel nie 'n nuwe tempeldiens in nie, hy kom gee homself, hy is die finale offer, sodat ons in 'n persoonlike verhouding ook met hom kan lewe. So waar Jeremia die groter historiese rol van nasies en konings aanspreek, kom Christus en hy stig 'n nuwe koninkryk, 'n koninkryk waar hy koning is, 'n koninkryk waar reg en geregtigheid en liefde en genade die beginsels van sy koninkryk is. Prakties beteken dit dat ek en jy tussen ons uitleef van die Here, maar ook in ons omstandighede waar ons regtig voel ons is nou net besig om klaagliedere te uiter, dat ons in dit kan sê, Here, u ontferming is vir elke môre nuut. Hoe weet ek dit? Ek weet dit, want dit is presies wat Christus uit sy lewe kom gee, sodat ek in daai ontferming van hom kan lewe. Kan ons ook vir onsself sê, dit eintlik as ware in ons eie harte inpreek, as jy wil, in ons eie harte in vasslaan, oor en oor, om te sê, Here, die Here is my lewe, hy is die bron van dit, en daarom hoop ek op hom. Want die hoop wat gebou is op die lewe, die nuwe verbond in Christus, is nie net 'n vaal optimisme nie. Dis veel meer as dit. Dis 'n sekerheid. Ek is syne, ek is in hom. Hy, Christus, is die vervulling van die verbond. In hom is ek kind van die Allerhoogste. Ja, so baie keer voel ons ook, ons wil maar soos Jeremia maak en ons eie klaagliedere skryf. Maar by Christus, die een wat die harte verander, is daar weer volkome herstel en liefde en vrede, en kan ons binne in ons omstandighede waar ons regtig swaar kan net vashou en sê, maar Here, as u bereid is om u seun te stuur vir my, dan weet ek dat ook waarin ek nou al is en waarin ek nou verkeer, ook in dit is u steeds my Here en my God, wat my ook deur dit sal dra, die krag en die genade sal gee. Amen. Kom ons bid saam. Troue Hemelse Vader, ons wil Jeremia napraat en sê dat u is ons lewe, en daarom hoop ons op u. Ons wil hom napraat deur te sê, u ontferming is vir ons elke môre nuut. Dit is asof daar's net nie einde aan u grootheid en u sorg en u liefde nie. En dankie Here dat ons daarin kan vashou, ook in die tye waar dit vir ons voel die mat word onder ons voete uitgeruk. U ken elke luisteraar en u weet wat binne ons elkeen se lewe ook in die gebeur is. Here, wil u ook daar u seën en u vreugde en u liefde en u genade uitstort, dat dit ons mag oplig, die vermoë mag gee om net die oë op te rig, te sien u is ons Heer, ons God, en dat ons soos Dawid kan sê, maar of die skrywer van Psalm 121, ons hulp is in die naam van die Here, daai pelgrims. Here, ons bid dit in die wonderlike naam van Christus Jesus, ons koning. Amen. Baie dankie. Ek hoop julle het 'n pragtige aand en 'n wonderlike week verder. Groetnis.